Okay, Mind Action Series graad 11, hoofstuk 6, oefening 4, is trigonometrie. Kom ons begin by, hierso by B. Okay, so B sê die funksie van f in die punt x, is gelyk aan sin x plus p. Okay, so ons het daai ene daarso, daar is f in die punt x. Dan gaan hy aan en g in die punt x is cos x plus q. Okay, so daar is cos x, die cos grafiek is hieronder. Daarso waar hy sê g, is hieronder geskets vir albei funksies, lê x tussen minus 240 grade en 240 grade. Okay, so ons kyk net na hierdie deel van die grafiek. Okay, so kom ons begin by 1. Okay, so 1 vra vir ons, bepaal die waardes van p en q. Okay, so daar is p en daar is q. Kom ons begin by f in die punt x. Ons gaan daar by f in die punt x begin en kyk of ons kan skryf daar. Okay, so ons sê f in die punt x is gelyk aan sin x plus p. Okay, so ons kyk na p, maar as ons kyk hierso, ons het 'n koördinaat daarso, minus 30. Okay, so daai koördinaat is ons nou minus 30 en sy x is, sy y-waarde is 0. Okay, so nou weet ons, op die x-as, okay, op die x-as is y gelyk aan 0. Okay, so dan kry ons sin, okay, en ons het die koördinaat van x hierso, is minus 30 plus p. Okay, so nou wat ons moet kry is, ons moet kyk, wat is sin op 0? So ons kry die refleksiehoek daarso, en daai sin van 0 is dan 0. Okay, so dan weet ons dat 0 grade as hierdie deel hierso gelyk is aan 0, en dan kry ons sin se waarde as 0. Kom ons sê, sin van 0 is ook 0. Okay. Okay, so ons het dan 0 grade is gelyk aan minus 30 grade plus p, en dan kry ons dat p gelyk is aan 30. Okay. So is die regte manier om dit uit te werk. As jy onthou is as 'n grafiek skuif na links, en dan word hy altyd plus q, en as hy na regs geskryf word, gaan dit minus q wees. As jy dit onthou, anders kan jy dit net op eerste prinsipie daai uitwerk, soos ek hierin uitgewerk het. Okay, so kom ons kyk na g in die punt x, so ons staat so g in die punt x, het ons. Okay, so hy is op by e, so ons kyk g in die punt x, is gelyk aan cos x plus q. Okay, en hier het ons nou informasie wat ons nou moet kyk van cos x. Okay, so ons het cos x hierso. Okay, so ons het nie iets wat ons maal met cos of nie x plus nie. So ons weet die maksimum waarde van cos gaan dan op die y-as lê. Okay, so as ons kyk na die cos van 0, okay, so daai gaan dan 1 wees. So sy grootste waarde op hierdie as gaan dan eintlik moet 1 wees. Okay, so ons sien nou dat hulle die grafiek afgeskuif het. Okay, en met hoeveel het hulle afgeskuif? Want hy het, as jy sal sien, hy het daarso onder, gaan hy ook 'n lyn hê, waar die maksimum gaan hê, wat gaan wees op minus 1. Okay, so dan die verskil tussen 1 en minus 1 het hulle afgeskuif. Okay, so minus 1 kan ons skryf as minus 2 oor 2, en dan het ons daarso minus, as ons die verskil wil hê, is minus 3 oor 2. Okay, dan kry ons minus 2 oor 2 plus 3 oor 2, en dit gee vir ons dan 'n half. Okay, so hy dan met 'n half afgeskuif. Okay, en so ons moet kyk dat q is dan met 'n half afgeskuif, so dan word hy
cos x minus 1 oor 2. Okay. So, want as ons gaan kyk na cos op sy cos 180, gaan hy minus 1 wees, en as ons daai minus 1 gedeeld deur 2 vat, dan is dit minus 1.5, wat dan minus 3 oor 2 is. Okay, so dan het ons nou die waarde van q, so dit wil sê, q is gelyk aan minus 1 oor 2. Okay, en as ons dit nou hierso geskryf het, dan kan ons net in ons grafiek gaan skryf die finale formules wat ons uitgewerk het, so daar is gelyk aan sin x plus 30, en dan g in die punt x gaan wees cos x minus half. Okay, so dit is baie belangrik om te kyk of jy dit in eerste metodes kan doen, dan weet jy ten minste dis reg. So x as y is gelyk aan 0, y as x is gelyk aan 0, x as y is gelyk aan 0, y as x is gelyk aan 0. En dan kan jy van daar af werk met trigonometrie op grafieke presies dieselfde as algebraïese grafieke. Okay, so kom ons kyk na vraag nommer 2. Vraag nommer 2 sê, wat is die maksimum waarde van g? Okay, so nou het ons 2 en ons het dan g in die punt x. Okay, so g in die punt x se waarde is cos x plus 1 oor 8 minus 1 oor 2. Okay, so nou moet ons net die maksimum waarde kry van cos. Okay, so ons weet waar cos sy maksimum waarde kry is. By cos by 0 grade is hy dan by 1. Okay, en dan het ons minus 1 oor 2. So cos van 0 gee vir jou 1 minus 1 oor 2, en dit gee vir jou maksimum waarde van 1 oor 2. Okay, so dit sê dat as ons 'n streep daar gaan trek, wat cos se bopunt gaan gee, dan gaan daai lyn gaan dan wees op 1.1 oor 2. Okay. Okay, so ons gaan nou kan ons kyk die vraag 3, wat is die waardeversameling van y is gelyk aan minus 2gx plus 1. Okay. So die waardeversameling beteken as ons ondergaan alles op die y-as. So waardeversameling beteken alles waardes op die y-as. Definisieversameling is alles op die x-as. Okay, so kom ons begin om neer te skryf. So ons het 3. Hulle vra vir ons y is gelyk aan minus 2 g in die punt x plus 1. Okay, so ons weet 2 g in die punt x, se maksimum waarde gaan 1 oor 2 wees. Okay, plus 1. En dit gee vir ons dan 2 maal 'n half gee vir ons 1. Sorry, laat ek net gou kyk hierso. Ek het 'n fout gemaak. Kom ons skryf net die hele formule uit. Okay, so ons het minus 2 cos x minus 1 oor 2. Okay, en dan het ons plus 1. Okay, so dat ons minus 2. Okay, so dan gaan ons cos eers kyk in 0 grade. Okay, so cos in 0 grade, so of sy maksimum minimum waarde is. Okay, van cos gaan wees, so ons het cos 0. Okay, so dit gaan 1 wees. En dan cos 180 is minus 1. Okay, so dit is sy maksimum en minimum waardes. Okay. So dan kan ons sê cos is plus minus 1
minus 1 oor 2 plus 1. Ok, so, as ons nou gaan kyk, ons het, nou kom ons vat die eerste ene, ons het minus 2, ok, en dan sê ons eers die minus 1 oor 2 plus 1, ok, so die minus kan ons skryf as minus 2 oor 2, en dit gee vir ons minus 2 maal minus 3 oor 2 plus 1. Ok, en die minus 2, die 2 en die 2 kanseleer uit, die minus en minus is 'n positief, so dit is 3 plus 1, dis gelyk aan 4. Ok, so dit is die eerste ene met die negatiewe getal. Ok, so kom ons vat net ene met die positiewe getal. Ok, so nou het ons minus 2, nou het ons positief 1 minus 1 oor 2 plus 1. Ok, en dit gee vir ons dan 1 minus 'n half gee vir ons 1 oor 2 plus 1. Ok, minus 2 maal 'n half is minus 1 plus 1. En dit gee vir ons 0. Ok, so dan, vir daai grafiek, lê die waardeversameling dan vir ons tussen 0. So as ek met die grafiek opgaan, as ek met hom opgaan, gaan ek eers 0 kry daarso iewerste, daarso. Gaan ek 0 kry. Ok, en dan gaan ek op en dan gaan ek tot by, iewerste by 4 kry. Ok, so daai is die, onthou weer, het is net vergelykings, hou kop as jy goeders doen, en dan kan jy net skryf, die y is 'n element van die waardes tussen 0 en 4. Ok. So, kom ons begin lees nommer 4, bepaal die vergelyking van H, as H verskuif word, deur F met 60 grade, na regs, en 2 eenhede onder toeskuif. Ok. Ok, so wat ons gaan doen is, ons skryf F in die punt X, gelyk aan sin X plus P, ok, so ons het al klaar die P, ons het daai is plus 30, ok, en dan het ons, dan wil hulle vra daarso, ons moet die ding ook na onder toe skuif, ok, so dan het ons 'n minus, sê minus A, ons het nou nog nie vir A nie. Ok, so wat ons wil doen, dat hulle gevra het, is ons met die vergelyking 60 grade so toe skuif, ok? So dan gaan hierdie nulpunt, so as ons nou daai deel daarso vat, dan wil hulle hê ons moet daai hele persdeel so toe skuif. Ok, so en dan gaan hierdie punt wat daar is, gaan dan hier iewerste sit wat positief 30 gaan wees en 0. Ok, en dan wat hulle dan nog wil doen is, dan wil hulle die grafiek afskuif. Ok, so ons het daarso het ons 1, daarso sy maksimum minimum is 1, want ons maal met niks, ons maal net met 1 daarso. Ok, so in daai ene gaan minus 1 wees. Ok, so as ons gaan kyk na die nuwe punt op sin, so kom ons gaan kyk net na die nuwe punt op sin. Ons gaan nou nie daai A deel vat nie, so ons kan net sê op die y-as gaan dan wees 0 grade is gelyk aan sin x plus b, ons gaan nou vir b net vat, okay? En dan gaan ons weer die invalshoek kry, okay? So die invalshoek gaan wees, sorry, daai is net 0,
So 0 grade gaan dan wees x plus b. Weer eens. Sin van 0 is 0. So dis die invalshoek. So second function sin van 0 is 0. Ok, so dan x plus b gaan gelyk wees aan 0. En ons het daai met 60 grade geskryf, so ons weet b is x plus 30. Sorry. Die x is 30 plus b, so dan minus 30 grade, so like aan b. Okay. So dis nou die eerste een wat ons na kyk. Okay, en dan sê hulle ons moet die ding met 2 ene afskryf. Okay, so al wat ek doen daarso, ek het 'n 1 daarso en dan gaan ek hom net afskryf met 2. So daai a is gewoonlik 'n plus 0 as jy nie a het nie daarso. So nou wat ons net wil doen is ons wil dan hierdie grafiek afdruk met minus 2. Okay. En dit gaan die grafiek net afskryf. Elke y-waarde wat ek kry, minus ek net 2. Okay, so dan is my ding, h in die punt x is gelyk aan sin x minus 30 grade minus 2. Okay, so nou vra hulle vir ons bepaal die koördinate van a. Okay, so ons het daar ons a. Ons het die grafiek gewone sin x plus 30. Okay, so ons kyk na 5. Dat ons hier van die punt x is gelyk aan sin x plus 30. Okay, so nou het ons, nou is ons a. Okay, so a het ons, die x-waarde is minus 240. Y het ons nie. Okay, so al wat ons doen, so vang net die 240 en minus 240 in x in. Okay, so dan gaan jy jou sakrekenaar gebruik. Okay, so ek net daai vergeet is plus 30. Okay, so dit gee vir ons sin minus 210. En dit gee vir ons 0,5 vir half. So jy die 210 kan jy ons nou net ook geskryf het as jy na die ander hoeke toe gaan is. Daai is gelyk aan sin 180 minus 180 minus 30 grade en dit gee vir jou dan net sin van 30 wat jy dan ook die half gee. Okay, so jy kan een van die twee maniere doen. Onthou net, hy sit in die derde kwadrant. Okay, so ons gaan kyk daarso. Sin sit in die derde kwadrant. So 210 is die derde kwadrant. Okay, so hy moet negatief wees. Okay, so dis altyd daarna kyk as jy die negatiefs en die positiefs kry. So wat jy kan doen, as jy nou hier mooi verstaan, ek het nou hier fout gemaak, was dit eintlik, so as ek hom oorvat, ek wil daai onder positief maak. Okay, so kan ek sê sin minus 210 plus 360 grade. Okay. So as ek sê minus 210 plus 360 grade. Okay, dan kry ek 150 grade. Okay, so dan sin 150 grade gaan wees dieselfde as sin 180 minus 110.
50. En dit gee vir ons sin 30, wat een van die spesiale hoeke is. En dit gee vir ons 0,5. Ok, so onthou as jy met negatiewe hoeke werk, ek het nou 'n foutjie daar gemaak. As jy met negatiewe hoeke werk, plus dit net met 360 dat jy by die positiewe kwadrante kan kom. Ok, so die laaste vraag vra hulle vir ons stygend en dalend. So ons net 'n bietjie kyk, as jy na die grafiek kan kyk, is dit redelik maklik om dit uit te werk. So as jy jou punte ken van dit. So, maar jy sal sien as ons is nou hierso by 6 begin. Ok, so dan vra hulle 6i. Ok, vir watter waardes van x sal f van die punt x toeneem. Ok, so f van die punt x is die boonste en dis daai ene. Dis die ene hierso. Ok, so ons kan sien van waar hy begin, minus 240 en hy afgaan af, tot omtrent by die punt, waar hy daarso by sy sy minimum waarde uitkom, en dan begin hy nou weer opgaan. So, al die paadjie af, tot daarso. Ok, so, hierdie punt het ons nie gekry nie, so, jy sal seker hierdie punt moet gaan uitwerk, maar, omdat ons f van die punt x het, f van die punt x plus 30, so dan weet ons, waar is sy maksimum punt. So, en dit kan ons net gou gaan kyk, as ons sê, sin minus 180 is 0, so dan het ons net gou kyk wat is hierdie punt daarso. Sy maksimum gaan hy minus 1 wees. Kijk, en ons kan altyd net sê second function van sin van minus 1 is minus 90 grade. Ok, so ons weet dan, daai is minus 90 grade, maar omdat ons mos nou die x bysit, en ons het nou geskryf met die x, so dan sê die 90 grade gaan eintlik daarso sit, so daai gaan dan minus 210 grade wees. Ok, sorry, ek het hierdie is 90 gaan hierso sit. Ok, en dan gaan ons 30 by plus, wat ons dan minus 60 grade gaan gee. Ok, so as ons gaan kyk waar die grafiek dalend is, gaan hy in hierdie punte wees waar hy dalend is. Ok, so waar hy dalend is. Ok, en as ons dan gaan kyk waar is hy, waar neem hy toe. Ok, so iewers hierso gaan hy toeneem en dit gaan op hierdie punt wees op 90. Ok, so daar moet eintlik mos nou 90 grade wees. Ok, maar 90 grade sit nou die kant wat ons het met 30 grade geplus. So daar is dan 60 grade, so hy gaan dan van 60 na 240 toe, neem hy op. Ok, so die eerste ene kan ons sê, hy styg van hier na hierso, ok, en dan op van hier af. Ok, so hierso het ons minus 90, minus 90 plus 30 is minus 120, ok, so daai gaan 120 grade wees. Ok, so hy styg van daar tot daarso. Ok, en daai gaan dan wees 90 minus, dit is ook 60. Ok, so hierdie is sy volgende punt was nie 90 nie, hierdie was 200 en hierdie is 180. So hy is 180 grond. Ok, so dit geef ons minus 120.
is kleiner as x en x is kleiner as 60 grade. Kan sê kleiner of is gelyk aan. Dan gee dit vir die punte van die stygende grafiek. Wat daai deel is. Okay, so gee die punt x is gelyk aan is 0. Okay, so kom ons kyk gou hierso by 2 waar gee die punt x 0 is, so hy is 0 by. Ons kyk daar, gee die punt x gaan hier by 0, daar soos hy 0. Okay, ons maak die grafiek bietjie skoon. Okay, so ons soek daai punte en daai punte. Okay, so ons kan net geen die punt x kry en kyk waar hy 0 is. Okay, so is gelyk aan cos x minus 1 oor 2. Okay, so as ons nou gaan kyk, geen die punt x is gelyk aan 0, is gelyk aan cos x minus 1 oor 2, so 1 oor 2 is gelyk aan cos x. Okay, so dan weet ons cos x in sy invalshoek. Ons gaan kyk wat die hoek is, second function cos 0.5. Okay, so daai is dan 60 grade is gelyk aan x. Okay, so maar jy kan kyk hierso, daar is x, daar is 'n 0 en daar is ook 'n 0. Okay, so daai ene gaan dan wees net aan die kant minus 30. So ons kan sê x is gelyk aan minus 60 grade ook. Okay, want as ons kyk na die vlakke ook. Okay, so cos is positief daarso, ons het gekyk, so minus 60 gaan mos. Minus 60 gaan daar lê, en dan plus 60 grade gaan daar lê. Beide positiewe hoeke. En dis hoe hy die grafiek sny. Okay, so die derde ene vra hulle, f van die punt x is kleiner as 0. Okay, so dit is as f van die punt x kleiner as 0 is, dis waar die grafiek se y-waardes alles onder 0 lê. Okay, so ons kan daar kyk. Okay, so daar is nog positief, 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 positief en dan daar gaan hy negatief. Okay, so daar gaan f van die punt x aan beide kante gaan hy nou negatief. Okay, so hy is dan tussen daai minus 30 en minus 240 of net voor 240. Daar is hy negatief en dan is hy hierso negatief tot by 240. Okay. So kom ons kyk dit gou. So daai 240 gaan net 30 grade daar wees. Okay, so daai gaan 210 wees. Okay, onthou ons skryf die grafiek net met 30 grade. Oralste en dan van daai ene is ook 30 grade. So hy gaan dan 60 grade wees. So ons eerste ene sit okay, minus 210 grade is kleiner as x en x is kleiner as minus 60 grade. Okay, nou as ons gaan kyk na hierdie punte hierso. Okay, so ons het hierdie punt, as ons hierdie punt wil kry, so ons gaan net tot by 240, maar hierdie punt moet ons nou kry. So dit is gewoonlik, ons skryf die x net met 30 weg, so daar gaan dit wees. Die eerste ene gaan wees 180 grade, dis waar sin weer 0 is. Ons kan dit net weer op die calculator kyk.
Okay, so 180 minus 30 is kleiner as x. Nou, x is net kleiner as 240. En dan gee vir ons dan 150 grade. Is kleiner as x. X is kleiner as 240 grade. Okay, so nou het ons nommer 4. F van die punt x is kleiner as G van die punt x. Okay, so F van die punt x is kleiner as G van die punt x. So ons vind net alles uit hierso. So dit is, jy kan net weer lineaal vat en kyk waar die een grafiek bo die ander grafiek lê. Okay, so ons kan kyk, so daar lê F is groter, heeltyd groter as G. So daar is F heeltyd, en is alles op die x-waardes. So as ons daai kan kyk, is F groter, okay, en dan hierso is F, in hierdie deeltjie is hy, dan kleiner, van daar was hy pi kry, tot hierby 0. Okay, so nou kan ons sê, is hy lê tussen, okay, die x-waardes is kleiner as 0, okay, en dan moet ons net kyk, hierdie punt hierso, okay, so sin gaan sy maksimum kry op, of sy minimum waarde op, sin 90, okay, sin minus 90, okay, en nou het ons net minus, minus 30. Okay, so daar gaan hy sy kleinste kry. So, sin 90 minus 30, so daai op 1 gaan wees. Op 90 word hy minus 1, minus die 30, wat ons omskuif, is klein as 0, so dan het ons minus 120 grade, is klein as x, en x is klein as 0, en daar so is F van die punt x kleiner as F van die punt g. Of G van die punt x. Okay, so nommer 5 kyk, het ons F van die punt x maal G van die punt x is groter of gelyk aan 0. Okay, so nou as ons iets het wat groter of klein, iets maal iets wat groter as 0 is, dan weet ons either al twee moet positief wees, of al twee moet negatief wees. Okay, so kom ons kyk, as ons kyk waar is al twee positief, okay, so al twee is positief hierso. Okay, so daar is G positief en F is positief, okay, maar ons kan net eintlik tot in daai lyn kry. Okay, so daar is al twee positief. So as daai met mekaar maal, gaan hulle dit kry. Okay, so en dan nou moet ons gaan kry waar al twee nog positief is. Okay, so daar is hierdie is positief hierso. Okay, dan is positief. So ons kan nou sien tussen hierdie twee lyne, tussen minus 30 en wat hierdie waarde is, so ons het die sin grafiek, F van die punt x is sin x plus 30. Okay, so kry sin sy maksimum. Okay, so daai gaan dan 90 minus 30 wees, so daai gaan dan 50 grade wees. Okay, so daar het ons eerste ene gaan wees, dis waar die twee positiefes is. Okay, so dit is minus 30, so x is kleiner as minus 30, x is kleiner as 50 grade. Okay, en nou
Okay, so sorry, 90 minus 30 is nie 50 nie, dit is 60. Okay, so daai is nommer 1. Kom ons kyk na nommer 2. Okay, so hierso kan ons sê begin al twee negatief raak. En dan is hulle al twee negatief tot hierso. Okay, so ons weet daai is minus 210 en daarna gaan wees minus 60. Okay. So dan het ons die nommer 2 het ons minus 210 is kleiner as x en x is kleiner as minus 60 grade. Okay, kom ons kyk of daar nog ene is. Okay, so ons kan nou hierso okay, so daar is hulle ook. Okay, so sin is by 180 minus 30 grade. Okay, onthou heeltyd daai 30 daarso en 240. Okay, so vir die derde ene gaan dan wees 150 grade is groter as x, maar x is kleiner as 240 grade. Okay, so hy lê tussen daai twee. Okay, en daai is oefening B, klam. Okay, so ons gaan oor na B toe. Of D, sorry, D sê die grafiek van f van die punt x is sin x, x minus a. Okay, so die is lekker lang enetjie hierso. En geen die punt x is cos bx. Met beperkte definisie versamelik is hieronder geskets. Okay, so eindig net hierso tussen, like my C en A. Okay, so die eerste vraag is bepaal die waardes van A en B. So gaan net verder in die vorige ene gedoen het. So ons het f van die punt x is gelyk aan sin x minus a. Okay, en dan wat ons a kry, ons het daar so die punt 30 en 0. Okay, so ons kan dit daar aanvul. So as ons 0 by die y-waarde insit, het ons sin minus 30 minus a. Okay. En dan het ons die hoek wat ons uitwerk van sin. Okay, so die refleksiehoek of die referenshoek is dan 0. Okay, so 0 grade is gelyk aan minus 30 grade minus a. Okay, en dit gee vir ons a is gelyk aan minus 30. Okay. So dit gee vir ons f van die punt x is gelyk aan sin x minus 30. En dit gee vir ons sin x plus 30. Okay, so ons het a daarso. Okay, dus nou moet vir b kry, g in die punt x is gelyk aan cos bx. Okay, ons het nou weer een wat ons kan invul. Ons het daai 30 en minus 30 en 0 punt. So ons het dan cos x is dan x word is minus 30 b. Okay, weer eens gaan kyk ons wat is die referenshoek. Cos van 0, sorry, second function cos van 0 is 90. So ons kry 90 is gelyk aan minus 30 mal b. Okay. So dan kry ons b se waarde gaan wees dan b is dan 3. Okay. So
So net gou kyk hierso, die hoek wat ons na kyk. Kyk ons positief. Cos is positief in die daai kwadrant, die 4 kwadrant. As ons sê minus 30. Kyk, sy daarso. Maar omdat die konstante wat jy met B maal, kan jy maar altyd skryf positief. Dit maak nie regtig saak hier, so as ons gaan kyk hierso na die grafieke. As jy gaan kyk na, sê jy het cos B maal X. Okay. Ons ook net bietjie. Okay, so jy sal sien as ons B 3 maak hy nader mekaar, en as jy B minus 3 maak hy nie eintlik 'n verskil nie. Okay, so kan daai maar net hou as B, want X bepaal waar hy is in die kwadrante. Okay, so nou het ons daar geen die punt X is gelyk aan cos 3x. Okay, so nou kan ons dit gaan inskryf, geen die punt X is gelyk aan en dan even die punt X is gelyk aan sin X plus 30. Okay, ons kyk na die volgende vraag. Hulle vra nou wat is die periode van G? So die periode beteken, jy weet, soos as G 'n periode het van 1, dan is dit 'n gewone grafiek. Dit is maar wat jy met die X mee maal. Okay, so kom ons kyk. Gou daarna, so, ons kan kyk. Sorry, ek is by die verkeerde vraag. Hulle vra bepaal die koördinate van A, B en C. Kom ons doen dit eers. Okay, so ons het daar so wat ons A, en B, A, B, C, en dan tel ons B. Okay. Kom ons kan by D eers begin, want hy het die een grafiek en B lê op al 3 die grafieke. So, ons gaan kyk hierso by 2. En dan gaan ons kyk F in die punt X. Is gelyk aan sin X plus 30. Okay, en dan weet ons nou die y-waarde. Okay, so ons het nou nie die y-waarde daar nie, maar ons het die x-waarde, so ons weet daai is dan sin 0 plus 30. Dit geef 0 plus 30 en dit geef ons sin 30 en dit geef ons 1 oor 2. Okay, so nou het ons D, kom ons kyk also D, okay, ons maak eers A, B, C, D. Okay, so D se waarde gaan wees 0 vir die x en dan 'n half vir die y. Okay, so kom ons gaan kyk na A, B en C. Okay, kom ons. Okay. So ons sê f in die punt x gelyk aan sin x minus a. Okay, so ons weet die maksimum en die minimum waarde van hierdie is, as ons daar so gaan vat, omdat hy met niks maal of plus nie,
So tussen daar en daar, weet ons, daai gaan 1 wees en daai gaan minus 1 wees. So, ons het dan ten minste 'n y-waarde daar en 'n y-waarde daar. Okay, en dan hierso by A en C het ons 0 waarde. So kom ons gaan eers by die 0 waarde. So ons sê y is gelyk aan sin 0. Sorry, ons is hier by g.x. Ons het g.x is gelyk aan cos 3b, 3x. Okay, so y is gelyk aan cos 3, 0 is by beide van hulle. Die, sorry, 3x, y is beide by hulle, is 0, so ons het 0 cos 3x, okay. En dan moet ons gaan kyk wat is die verwysingshoek. So, ons het cos van 0. Okay, so ons het dan 90 grade is gelyk aan 3x. Okay, so nou kan ons vat, die x is dan 90 gedeel 3 is 30 grade is gelyk aan x. Okay, so, maar nou moet ons kyk, né? Jy kan sien, daar net ook op baie grafieke 0, en daar ook 0, en daar ook 0, en daar ook 0. Okay. So daar is waar hy k plus 360, plus 360 ook uitkom. So ons het mos dan as ons van hier af gaan skryf, dan sê ons 3x is gelyk aan 90 plus k mal 360 grade. Okay, en as nou deurdeel, dan kry ons 30 plus k mal 120 grade. Okay, so die eerste ding wat ons gaan kry, is as ons gaan kyk na die punt, okay, het ons minus 30, so ons weet hy gaan elke 120 gaan hy weer op die volgende punt wees. Okay. So dan het ons ook nou om te kyk is, wat se punt is hy positief. Okay, so nou gaan ons kyk van minus 30, okay. Okay, tot by A. Okay, so A gaan wees, dan net gaan seker maak ek het nie iets fout gemaak hierso nie. Okay, so ons het daar, so het ons, gaan ons 30 daar so hê. Okay, so as ons van hierdie ene van daar af terug gaan soontoe, gaan nou mees 120. Okay, so want A se x-punt gaan wees die 30 grade wat ons hierso kry, dat is die punt, plus minus 1 maal 120 grade. Dit gee vir ons minus 90 grade. Okay, so daar het ons nou die x by A, en die y is 0. Okay, so die x is minus 90 grade, en die y is 0. Okay, so nou kan ons kyk van, vir C moet ons nou weer 30 gaan daartoe. Okay, so van die 30 af tot hy, sy hele ronde, of sy hele golf gevolg het daar so, is dit weer plus 120. So as ons sê Cx is gelyk aan 30 plus 1 maal 120 grade. Okay, en dit gee vir ons 150 grade.
Dit gee vir ons by C, gee vir ons 150 grade, en dan, die y-waarde is daar nog. Ok, nou moet ons gaan by B kyk. B is weer gee in die punt X. Ok, so nou het ons daar gee in die punt X. So hy kan cos 3x, ons weet die y-waarde is op sy minimum daarso, so dit is minus 1. So hy kan cos 3x. Ok, so kom ons kyk wat is die verwysingshoek van daarso. Ok, so net kyk hierso. Ok, so verwysingshoek van die negatief van minus 1 van cos is 0. Ok. Ok, so daai is dan cos, gelyk aan 3x. Ok, so kan ons skryf wat 3x is gelyk aan 0 grade plus k maal 360. Ok, nou deel ons net met die 3 daarby, 0 bly dieselfde, plus k maal orden 20 grade. Ok, so dan die eerste ene is by 0 grade, en dan wat ons by na B toe moet vat is, ek het gou kyk, hierdie maak nie lekker. Nou, ek het fout gemaak hierso. Daar is 180 grade. Ok, 180 deel 3 is 60 grade. Ok, so jou eerste x is op 60 grade en die positief, so dan het ons dadelik vir B, daar is 60 grade. So dan gaan ons sê 60 grade is 0. Ok, en dan wat jy jou antwoord daarso. Ok, so kyk maar as goed nie vir jou sin maak nie, maak seker, het is maklik om 'n fout te maak, maar maak seker jy kan sien, as dit nie reg lyk nie, maak net dubbel seker wat jy gedoen het. Gaan net weer deur jou werk vinnig en dit, dat jy seker maak jy maak nie 'n fout nie. Ok, so kom ons gaan deur na die volgende ene toe. Ok, so ons het nou A, B en C. Ok, wat is die periode van G? Ok, so die periode van G is hoe hy vat om 'n hele, soos ons nou sê, met 'n hele golf maak, 'n ondergolf en 'n boogolfie maak, né? So ons weet daai is dan, C was 150. Ok, so dan nommer 3, die periode is dan 120 grade. Ok, so onthou gewone periode is gewoonlik 360 grade. So jy kan hom net deur die 3 deel wat jy die x mee maal. Ok, 120 grade. Ok, ons kyk gou die volgende ene. Vra hulle, wat is die waardeversameling van H as H in die punt X, F in die punt M minus F in die punt X plus 1 is. Ok, so kom ons kyk 4. Hulle sê H in die punt X is gelyk aan minus F in die punt X plus 1. Ok,
So f van die punt x, okay, so dan het jy minus, né? Want die minus daar is sin x minus of plus 30 plus 1. Okay, so ons weet, as ons na hierdie kyk, okay, so hulle vra wat is die waardeversameling? Waardeversameling is met die y-as op en af, daar waar die grafiek begin kry. So, ons weet op 'n gewone sin grafiek, kry ons gewoonlik die op plus of minus 1. Plus 1. Okay. So hy gaan altyd 'n gewone sin grafiek, as jy nie iets hier aan maal of hier by plus, dan is hy sy maksimum minimum waarde is minus 1 plus 1. Okay, so daai gee vir ons, dit is minus maal minus is 'n plus, so die een gee vir ons 2 en die ander een gee vir ons of minus 1 plus 1 of 0. Okay, so dit sê vir ons dat hy is 'n element van die waardes ons eers gaan kry is 0 en dan 2. Okay. So die vraag nommer 5, verduidelik hoe die grafiek van G transformeer moet word om y is gelyk aan cos x minus 30 plus 2 te verkry. Okay. So ons het by 5 het ons y is gelyk aan cos 3x. Okay. So nou wat hulle wil doen is, hulle wil die grafiek na verduidelik om die grafiek om te skryf. So hulle wil hierso 'n minus 30 hê. Okay. So en jy kan dadelik hierso sien, okay, so hulle wil daar minus 30 hê. So daar is die eerste een wat hulle wil doen en dan het hulle hierso 'n plus 2. Okay, so hier is nou net eers bietjie faktorisering wat ons gaan doen. So daar is cos 3 x minus 10. Okay, plus 2. Okay. So die plus 2 beteken skuif 2 eenhede op. Okay, so dit beteken ons het nou elke y-waarde wat ons uit hierdie ding uitkry, moet ons net 2 plus. So skryf die grafiek op. Okay. Okay, en dan gaan vir ons die minus 10 gaan vir ons beteken ons skuif die ding na regs. Onthou, negatief in hierdie geval is jy skryf dit na regs, positief is jy positief jy skryf dit na links. Okay, so ons skuif daar. 90 grade na regs. So. Okay, nou vra hulle bereken die koördinate van P, Q en R. Okay, nou kyk waar is P, Q en R. Okay, nou by nommer 6 vra hulle bereken die koördinate van P, Q en R. Okay, so ons het P daarso, ons het Q daar en ons het R daarso. Okay, so dis waar die twee grafieke mekaar sny. So dis basies waar f in die punt x gelyk is aan g in die punt x. Okay, so f in die punt x weet ons is sin x plus 30 en dan g in die punt x is cos 3x. Okay. So ons het nou sin met 'n snaaks met 'n hoek en 'n kos met 'n hoek, maar die hoeke is nie dieselfde nie. So ons moet kyk of ons sin en kos dieselfde kan kry en dalk iets aan die hoeke te doen om dit te doen. So ons kan dit
met kofunksies doen aan enige een van die twee kante. So ek gaan dit met cos doen. So cos is sin 90 minus 3x. Okay, dan het ons daarso sin x plus 30. Okay, so nou kan ons sê dat x plus 30 is gelyk aan 90 minus 3x. Okay, so dit gee vir ons 2x is gelyk aan 90 minus 30 en dit is 60 plus mol 360. Okay, so x gee vir ons dan 2 gedeel deur okay, wag, sorry. Ek het hier fout gemaak. Okay, so daai word dan 4x is gelyk aan 60 grade plus mol 360 grade. So x is dan gelyk aan 15 grade plus 360 gedeel deur 4. Plus mol 90 grade. Okay, so een ding wat ons moet kyk, as ons dit nou in die eerste kwadrant uitgewerk, so ons gaan net gou daar, ons het P Q en R. Okay, so die eerste een wat ons uitgewerk het, is Q is 15 grade. Okay, so nou moet ons na P toe gaan. Okay, so en ons moet ook kyk, onthou dit is in twee kwadrante waar hy kan positief wees. Okay, so as ons gaan kyk, hierdie is die eerste. Okay, en dan hy is ook positief in die tweede. Okay, waar die tweede kwadrant gaan vergee vir jou 4x is gelyk aan 180 minus 60 grade plus mol 300. Okay. So daar gee vir jou dan x is gelyk aan plus mol 360. Okay. So wat nie eenmaal vir die kwadrante gaan gee nie, so gaan ons kyk net na daai ene. So as ek vat 15 plus K1, as ek K1 maak, mal 90, dan kry ek 90 plus 15, so dit gee my 105 by R. 105. Okay, en as ek hom negatief maak, so as ek dan 15 minus 90 is minus 75. Okay, en nou kan ek in enige een van hulle nou net die waardes gaan invul, so ek kan sê, ek wil kos 3 mal minus 75. Okay, en dit gee vir my daai
Okay, so dit gee vir minus vierkantswortel 2 oor 2. Vyftien gee vir my positief vierkantswortel 2 oor 2. Okay, en dat ons kos 3 maal 105. En dit gee vir ons positief vierkantswortel 2 oor 2. Okay, so daai is die, is 'n bietjie van 'n triekie ene daai. Okay, so nou het hulle weer eens net hierdie vir wat se waardes is f van die punt x 0. So f van die punt x is daar by minus 30 en by c wat ons klaar uitgewerk het. F van die punt x is gelyk aan g in punt x. Dit is hier waar hy sny, né? Dis daai punte. Okay, dan f van die punt x is groter as x. Okay, so dit is net waar die f van die punt x groter is as g in die punt x. So dis daai deel. Is hy waarde is altyd groter en dan verder gaan hy dan onder die grafiek en dan het hy weer daarso. Okay, en dan f van die punt x maal g in die punt x is weer waar die positief, waar die twee grafieke albei positief is of albei negatief is. So jy kan sien hierso is hulle albei positief. Hier is hulle albei negatief. Okay. En dan hier is 'n klein deel wat hulle ook albei negatief is. En hier is hulle weer ook albei. Hier is hy helemaal albei positief. Tussen daai en daai. Okay, so dit is nommer D. Okay, hierso by nommer E, want soos die funksie van f in die punt x is 2 sin x plus 1 en g in die punt x is gelyk aan minus 2 cos x minus 1 is hier ondergeskets. Vir albei funksies is dit tussen minus 360 en plus 360 tyd nee, dit gaan. Okay, ons begin by 1. Wat is die amplitude van f? Okay, so die amplitude van f, so ons f van die punt x is gelyk aan 2 sin x plus 1. Okay, sin x kan altyd net so groot word soos 1. Okay, so dit beteken dis plus minus 1. So hy is tussen plus en minus 1. En as ek hom met 2 maal gaan hy wees tussen plus en minus 2. Okay, so hierdie plus 1 wat van hier af kom, skryf net die grafiek op en af. Okay, so 1 is die amplitude van f van die punt x. As ons praat van f van die punt x, praat ons dan van die amplitude van daarbo tot sy onderste golf. Okay, so amplitude is dan van f is 2. Okay, dan gaan ons kyk, hulle vra wat is die periode van g. Okay, so g in die punt x minus 2 cos x minus 1. Okay, so die periode is, okay, so die periode word bepaal deur, as ons kyk na hierdie deel. Meerendeels die x gedeelte. As ons 2x het, dan is die periode 360 gedeel deur 2. As ons 3x het, is dit 360 gedeel deur 3. Okay? En as ons x het, is dit net 360 grade. So die periode is, en dit is of 'n golf so maak, of hy so maak, of hy
so maak, bepaal die periode. Okay. So die periode is dan, van hierdie is 360 grade. Okay. So nou vra hulle by 3, wat is die ware versameling? Onthou, ware versameling is op die y-as, definisie versameling sit op die x-as. Kom ons maak sommer net daar in 3 ons gaan weegbring. Okay, so vra hulle wat is die waardeversameling van G, okay. So kom ons kyk, cos kan net plus minus 1 wees, okay. So daai plus minus 1 maal ons met minus 2, en dan kry ons plus minus 2, okay. Toe hulle dit net om, okay, so dit is van die kres na die kruin toe, of van die kres na die kruin toe, is 2. Okay, en ons weet gewoonlik, okay, so ons gewoonlik daai sal dan wees 1 en minus 1. Okay, so ons het dit met 2 gemaal, so daai word dan in 'n gewone ene, sal dit nou wees, as die golf so teken, sal hy nou wees 2 en 2. En minus 2. Oké, en dan daai minus 1, so ons het daar minus 1, en daai minus 1, skuif hom dan af. Oké, so daai 2 gaan dan af na 1 toe, en daai minus 2 gaan dan af na minus 3 toe. Oké. So, ons sit met sy waardeversameling, y is 'n element van, die eerste ene wat ons gaan kry as ons van onder af kom met die y-as, so opkom, dan gaan ons eers kry minus 3, en dan gaan ons bo kry 1. Okay, so nommer 3 vra hulle, vir watter waardes van x is f in die punt x groter as g in die punt x. Okay. So groter as, gaan ons net weer kyk waar die een grafiek bo die ander grafiek lê. Okay, so ons moet kyk waar f in die punt x groter is. Okay, so daar is f in die punt x. So hy is hierso groter. En dan is hy hierdie hele deel groter hierso. En dan is hy weer hierdie deel groter. Okay, in hierdie geval gaan jy moet die snypunte gaan uitwerk, want hy sny op sekere punte, en dit is eintlik tussen daai snypunte waar hy groter is. So tussen daai snypunt, so toe tussen daai 2 snypunte. Okay, so dan gaan jy net die tussen mekaar moet instel, sin x plus 1 is gelyk aan minus 2 cos x minus 1. Okay, so dan kry ons sin x is gelyk aan 2 minus 2 cos x. Ene kant sien mekaar uit. Okay, so dan kan ons met 2 deel, dan kry ons sin x is gelyk aan minus cos x. Okay, en dan wil ons hierso kan ons nou 2 goeders doen. So ons kan aan al 2 kante deel met cos. Okay, so as ons aan al 2 kante deel met cos, en
en dan daarso ook met cos x, dan kry ek tan x is gelyk aan minus 1. Okay. So, en as ek nou tan x het minus 1, kan ek nou die verwysing so kry. Tan van 1 is 45 grade, so dit wil sê x is gelyk aan 45 grade plus k maal 360 grade. Okay, en dan is ons nou positief in die eerste kwadrant en dan die derde kwadrant. So ons moet net daarso sê, x is gelyk aan 180 plus 45 plus k maal 360 grade. Okay, so daai is die twee wat ons het, en dan gaan ons nou moet kyk waar kry, okay, so daai gaan dan wees by okay. So dit is een manier wat jy dit kan doen. Die ander manier wat jy kan doen is jy kan die cos oorvat en dan kan jy van die cos af kan jy jy sê sin x is gelyk aan minus sin 90 minus x. Okay, so dan kry jy x is gelyk aan 90 minus x. En dan kry jy 2x is gelyk aan 90 en x is gelyk aan x is gelyk aan 45 grade. Okay. So enig wat ek fout gemaak het is, ek het hier in die eerste kwadrant uitgewerk en ek het hom gevat as positief. Dit is eintlik moet dit 180 minus wees, minus 45. Ek het die minus vergeet, die minus 1. So as ons praat van tan is negatief in die eerste en die vierde kwadrant. So daai gaan wees 360 minus 45 en 180 minus 45. Okay, so dan kry ek 360 minus 45 is 315 plus k maal 360 en dan het ek 180 minus 45 is 135. Okay, en dan van hier af kan jy nou gaan insit. Ons het daar en daar gaan wees 315 grade en dan gaan ons 315 minus 360 hê, en daar gaan dan wees minus 45. Okay, en dan het ons dan 135 minus 360. Okay, so ons het 135 daarso. En dan minus 215. 15 daar. Okay, so as ons daarna uitgewerk het en ons wil nou gaan kyk, waar is x groter?
Okay, so waar een van die punt x groter is, het ons 360 grade, of negatief 360 is kleiner as x is kleiner as minus 215. Okay, so dit gee die deel daarso, en dan het ons die volgende deel is minus 45, is kleiner as x, en x is kleiner as 135. Okay, en dan het ons weer 315, is groter as x, en x is kleiner as 360 grade. Okay. So kom ons gaan kyk na vraag nommer 5. Okay, so hierso by 5, gebruik die skets om die waardes van x te bepaal, waarvoor sin x plus cos x gelyk aan minus 1. So 'n bietjie verwarrend, hulle praat nie regtig van hierdie grafieke, dit is nou net 'n gewone sin x plus 'n cos x gelyk aan minus 1. So dit is maar nou net gewone trek en dit, so jy gaan weet, jy moet gaan kyk waar jy sal sien as jy hierso kyk is waar die een grafiek, soos die sin grafiek, sy kruin bepaal en dan gaan die cos grafiek af. Okay, so dan sy redelik op 'n laagtepunt daarso. Okay, so maar ons weet hierdie tussen 2 en 2, want jy maal alles nou met 2 om het groter te maak. So ons gaan kyk hierso na die nulpunte. Ons gaan na die nulpunte kyk en kyk, jy weet, wat is die waarde as dit by die nulpunte is, as die y-waarde 0 is. Okay, so en dan gaan ons kyk wat is die korrespondende ene se y op 0. So as ons gaan kyk, ons weet sin 180 is 0. Okay, en as ons sê plus cos 180, okay, so daai is minus 1. Okay, so cos is negatief en sin is positief. So jy kan sien, dit is min of meer, gaan jy sien, ons gaan kyk waar ene positief is en ene negatief is, waar die cos positief en negatief. So kom ons kyk na cos, waar cos negatief is by 180 grade. Kom ons kyk, cos 180 is gelyk aan minus 1. Kom ons kyk, cos 90 is 0. Okay, dan kan ons kyk, cos 0 is gelyk aan 1. Okay, so 1 gaan direk te hoog wees. Sê cos minus 90 is 0. Okay, en dan cos minus 180 okay, is minus 1. Okay, so kom ons kyk, as ons na gaan sin kyk, sin 180 is gelyk aan 0, so as ons daai twee gaan saam, jy kan sien as ons daai twee mekaar plus, kry ons minus 1. Okay, kom ons kry sin 90 plus sin 90 is gelyk aan 1. Okay, so okay, so as kyk, cos minus 90 is 0. Okay, en
sin minus 90 is minus 1. En as jy by mekaar tel kry jy minus 1. Okay, so dan het ons cos 80, daar is minus 1 en het ons sin minus 180. Dis 0. Okay, so is plus sin 80 is 0 en dit geef ons ook minus 1. Okay, so dan geef ons minus 180 minus 90 90 is uit en dan 180. Okay, en dan kan ons net na die ander goeders ook gaan kyk. So is ons kan kyk sê sin 270 plus cos 270. Okay, so dan gee dit ook vir jou. Okay, dit is nommer 1.